Baie welkom by die erediens van die NG Kerk van Karasburg. Dit is vir Sondag 19 Oktober 2025. En ek sê vir u dankie dat jy by ons aansluit. Hoop hierdie boodskap is ook vir u tot bemoediging. Kom ons bid net eers saam. Ons dankie Hemelse Vader vir u liefde en genade wat ons ook dra elke dag. Ons dankie vir die voorreg om net weer in die woord ook saam te wees. En ons vra Here, gee vir ons leiding, gee vir ons wysheid daardeur. En dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons teksgedeelte is Maleagi 1 vers 6 tot en met 14. So kom ons lees dit saam uit die 2020 vertaling. 'n Seun respekteer 'n vader en 'n dienaar sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is die respek wat my toekom? As ek die opperheer is, waar is die ontzag vir my? Die Here, heerser oor alle magte sê, dit geld vir julle priesters wat my naam minag. Maar julle vra, hoe minag ons u naam? Julle bied besoedelde voedsel aan op my altaar, en dan vra julle nog maar, hoe het ons u verwerp? Omdat julle dink dat die tafel van die Here maar geminag kan word. As julle 'n blinde dier as offer aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. En as julle 'n mank of 'n siek dier aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. Maar bied so iets aan vir jou streeksgouverneur? Sal hy jou aanvaar? Sal hy jou goedgesind wees teenoor jou? Vra die Here oor alle magte. Sou julle God dan nou gunstig stem dat hy ons genadig kan wees, terwyl julle so iets doen? Sal hy deur julle toe doen goedgesind wees? Die Here, heerser oor alle magte, het dit gesê. Was daar maar iemand onder julle wat die tempeldeure kon toesluit, sodat julle nie die vuur op my altaar verniet aan die brand steek nie. Ek is julle nie goedgesind nie, sê die Here, heerser oor alle magte. 'n Offer uit julle hand is nie vir my aanvaarbaar nie. Immers, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, is my naam groot onder die nasies, en op elke plek word reukwerk en 'n reinoffer aangebied vir my naam. Want my naam is groot onder die nasies, sê die Here, heerser oor alle magte. Maar julle ontheilig my naam, aangesien julle dink dat die tafel van die Heer is besoedel, en oor wat dit bied, dink julle sy voedsel kan maar geminag word. En dan sê julle, kyk, watter moeite is dit nie? En julle skat dit gering, sê die Here, heerser oor alle magte. Julle bring diere wat geroof en mank en siek is, en bied dit as 'n offergawe aan. Moet ek dit uit julle hand aanvaar? Vra die Here. Vervloek is iemand wat bedrieg deur 'n gelofte af te lê, maar 'n verminkte dier aan die Heer offer, terwyl daar 'n manlike dier in sy kudde is. Ek is immers die groot koning, sê die Here, heerser oor alle magte, en my naam wek ontzag by die nasies. Ons lees tot sover. Nou Maleagi is die laaste boek in die Ou Testament, en is geskryf waarskynlik nadat Nehemia dit reg gekry het om die tempel en Jerusalem se mure te herbou. Met die gevolg dat ook al die offers en die ander godsdienstige handelinge in die tempel ook al hervat is. Maar ons moet verstaan dat die volk voor dit verdeel was. Van hulle is in ballingskap weggevoer, terwyl ander agtergebly het en soort van vermeng geraak het met die ander volke rondom hulle. En selfs na die terugkeer was daar 'n onsekerheid ook by die volk oor God gewees. Nadat hulle gesien het hoe hulle volk wat hulle gedink het deur God beskerm word oorwin is in oorlog en amper alles verwoes en afgebreek is, het hulle begin wonder of dit dan nog die moeite werd is werklik om aan te gaan. 'n Mens kan as ware sê hulle gees is gebreek. En hulle het begin wonder of God nog enigsins van hulle kennis neem. Hulle het na die wêreld en die gebeure rondom hulle gekyk en gewonder, maar waarom God so onregverdig is, omdat hy toelaat dat goddelose mense skot vir hy wegkom, terwyl hulle as gelowiges weer gedurig onder die aanslag van die wêreld moes leef. So as gevolg van die onrustige verloop van hulle politiek destyds, vanweë droogte wat hulle ervaar het, pla, en van die verdrukking wat hulle ervaar het, was hierdie die soort van vraag waarmee die mense in daardie tyd geworstel het. In die boek Maleagi gee dan vir ons God se reaksie op hierdie dinge en vrae. Hy bring 'n boodskap van vermaaning, maar later dan ook van bemoediging en troos vir die gelowiges wat eintlik al moedeloos geword het, en daarom dan ook soms getwyfel het aan God se liefde en regverdigheid. So dit is die agtergrond om ons te help verstaan waaroor dinge gaan.
En ek dink as ons juist dan ook luister na die agtergrond waarteen hierdie boek geskryf is, besef ons dat ons eintlik baie keer nogal kan vereenselwig met wat hulle dalk selfs geervaar het. Ons vind dan van God aan die woord hier, en in vers 4 leer ons egter dat God 'n paar aanklagtes teen hulle inbring. Hierdie is 'n baie belangrike geestelike oefening eintlik vir ons as Christene, om altyd eers in die spieël te kyk, voordat ons kan aanbeweeg na wat ons dalk teen God dalk mag hê. Om as ware eers die balk in ons eie oog raak te sien, om te verstaan dat dinge wat in die lewe met ons gebeur, is nie altyd iemand anderste noodwendig se skuld nie. Ons moet verstaan dat ons miskien altyd een of ander aandeel ook daarin het, en ons moet verstaan dat ons ook ons foute het. En daarom kom God met hierdie aanklagte eers na hulle toe, sodat hulle 'n beter prentjie van hulle self ook net eers kan hê. So kom ons kyk ook so 'n bietjie saam met hulle in die spieël om te sien wat God vir hulle ook uitgewys het. Die eerste klag wys God homself uit as 'n vader wat nie deur sy kinders respekteer word nie. Hy sê dat die volk wat sy kinders is nie ontzag het vir hom nie. Nou die reaksie van die mense, en dan spesifiek die priesters wat die offers namens die mense bring, is dat hulle is verbaas hieroor. Want hoe is dit dat hulle God nie respekteer nie? Hoe is dit dat hulle nie vir God ontzag het nie? Hulle staan met ander woorde eintlik verbaas oor die aantuiging, omdat hulle nie weet hoe hierdie verkeerde dinge, hoe hulle dit doen nie. En dan vanaf vers 7 gee God die antwoord, naamlik dat hulle bring voedsel of dan diere wat 'n gestremdheid het, of wat 'n siekte het, of wat gesteel is, of wat ook al, bring hulle na die altaar om te offer vir die Here. En die wet van die Here was baie duidelik hieroor gewees, dat enige offer wat gebring word, moet 'n dier sonder enige van daai probleme wees. Dit moet met ander woorde van jou beste diere wees. Sonder gebrek moet hy gebring word as 'n offer. En tog het die mense eerder hulle diere wat juis 'n gebrek gehad het, soos 'n dier met 'n gebreuklike been of wat blind was of wat ook al, het hulle dan gebring as 'n offer aan die Here. En die probleem met die priesters was dat hulle die mense toegelaat het om dit so te doen. Hulle het nie die mense daaroor aangevat nie. En is vandag nog altyd ook 'n probleem, dat ons as geestelike leiers baie keer eintlik toelaat, dat mense met hulle verkeerde manier voortgaan. Net sodat ons nie hoef aanstoot te gee nie, of om mense te paai, sodat hulle daarom nie vir ons kwaad word en weggaan nie. Want ons is al reeds mos besig om minder te word. En dit doen ons eintlik dan alles ten koste van gehoorsaamheid aan God. En dan in vers 8 kom wys God hulle die dubbele standaarde van hulle lewens uit. As hulle dieselfde sou doen teenoor iemand wat belangrik is in die regering, dan sou daai persoon dit glad nie so aanvaar het nie. Maar tog doen hulle dit teenoor God. En hierdie stelling het my nogal laat dink oor hoe ons as Christene vandag dalk selfs dieselfde doen. Ons gee baie keer vir ons kinders, ons vrou of enigiemand anders dalk meer of beter as wat ons aan God gee. Byvoorbeeld, toe Jesus gevra is oor die betaal van belasting, het hy vir hulle gevra wie se kop is op die muntstuk, en hulle antwoord toe dis die keiser se. En toe het hy hulle geantwoord dat 'n mens aan die keiser moet gee wat aan hom toekom, maar ook aan God moet gee wat hom toekom. Die implikasie is dat jy jou volle belasting moet betaal soos jy moet, maar dat jy ook jou volle offer aan God moet gee wat jy moet. Maar hoeveel mense doen dit werklik? Hulle betaal miskien wel hulle belasting, ja, maar hoeveel van ons gee werklik ons volle offer aan God wat hom toekom? Doen ons nie maar in 'n groot mate dieselfde so die volk hiervan aangekla word nie? En as ek praat van volle offer, dan sluit dit natuurlik in jou tiende, jou dankoffer, jou tyd, jou gawes, jou talente, al daardie dinge wat God van ons vra in ons roeping wat ons moet uitleef. En God se uitgangspunt in hierdie gedeelte is, dat as ons dit nie ten volle gee nie, dan beteken dit dat ons nie ontzag het vir die Here nie. Dit beteken dat ons hom met ander woorde minag. En is dit werklik wat ons wil hê? En dan besef ons hoe belangrik hierdie spieël is wat God dan juis vanoggend voor ons kom hou. En dit bring ons dan by die titel van vandag se boodskap. Dit waarvan God hier praat en wat ons in die spieël sien, is dan halfhartigheid. Halfhartigheid beteken dat jy jou hart in twee verdeel. Een deel vir God en een helfte vir die dinge van die wêreld. Met ander woorde as voorbeeld, ek wil nie my volle offer bring nie, want ek wil iets terughou vir die dinge van die wêreld, vir iets wat ek dink belangriker is. Maar wat dit ook al mag wees en wat se verskonings ons ook al mag bring, dit wys ons halfhartigheid aan.
Dit is egter belangrik hier om te verstaan dat dit gaan nie oor die offers self nie, maar oor die ingesteldheid van die hart waarmee jy die offers bring. Die tipe offers wat ons bring gaan oor wat dit eintlik verteenwoordig. Onthou julle die voorval waar Jesus by die deur van die tempel gaan staan het om te kyk hoe mense hulle offers ingooi? En hoe hy gesê het dat hierdie vrou wat net 2 muntstukke ingegooi het, meer gegee het as enige iemand anders. Al was dit in geldwaarde baie minder as die meeste mense. Dis omdat sy alles ingegooi het wat sy gehad het. En die waarde daarin lê dat sy daardeur met ander woorde gewys het dat sy vir God volkome vertrou om vir haar te voorsien al kon sy self nie meer verder dit doen nie. Dit het dus nie gegaan oor die waarde van die munte nie, maar eerder oor die ingesteldheid van haar hart wat sy gewys het deur dit in te sit. In vers 10 maak God dan 'n baie skrikwekkende stelling, dat dit sal beter wees om dalk eerder die kerk se deure toe te maak, as dat mense halfhartig verder deelneem aan die kerk. Want as ons dinge net halfhartig gaan doen vir die Here, dan is dit eintlik tydmors. Want die Here soek van ons alles of niks. En daar is niks tussenin nie. Daar is nie plek vir halfhartigheid nie. Ons kan nie onsself wil paai deur te dink ons doen daarom iets vir die Here, maar leef verder vir die wêreld of vir onsself nie. Openbaring wat sê, as julle maar net warm of koud was, met ander woorde alles of niks, maar nou is julle lou tussenin, is dit nog erger. Ek kan nie eers wil soek na die rykdom of sukses of sulke dinge nie. Die Bybel sê ons moet allereers na die koninkryk van God soek, en al hierdie ander dinge sal die Here dan na omsien. Maar hy vra van ons nie halfhartigheid nie, maar 'n volheid. Want wat ons toepassing betref in vandag se lewens, moet ons dalk vir 'n oomblik eers stil staan by vers 9 wat sê: Sou julle God dan nou gunstig stem dat hy ons genadig kan wees terwyl julle so iets doen? En hierdie vraag het my laat dink aan hoe mense met ander woorde eintlik met verkeerde verwagtinge dalk leef ten opsigte van die geloof. En hierdie vers kan ook verkeerd gebruik word deur die voorspoedsteologie, deur dit te sê dat jy sal geseën word in rykdom as jy baie gee, en as dit nie gebeur nie, word jy beskuldig daarvan dat jy eintlik nie jou beste, of in aanhalingstekens, jy het nie genoeg gegee dan nie. Maar 'n mens kan nie hierdie vers apart lees sonder die onderwerp van die gedeelte nie. Dit gaan hier oor ons harte se ingesteldheid teenoor God ter wille van God. Nie ter wille van onsself nie. En daarom dat die voorspoedsteologie dus nooit reg is of kan wees nie. Ons geloof is nooit 'n sodat geloof nie, maar eerder 'n omdat geloof. Omdat God my seën en gered het en liefde gee en daarom gee ek my alles. Nie sodat ek iets kan kry nie, maar omdat ek dit reeds meer gekry het as wat ek verdien. Die probleem is dat Christene verwag dat God moet aanhou om hulle goedgunstig te wees, terwyl hulle dan weer aanhou om verkeerde dinge te doen. En dis wanneer ons hierdie gedeelte probeer interpreteer vir hoe ons daagliks vandag leef as kinders van die Here, sal dit help om God dus as 'n Vader te sien wat na ons omgesien het en voorsien het soos wat ons groot word. En dan word ons reaksies dan 'n ten volle leef vir God, ons manier om dankie te sê daarvoor, want hy het dit reeds gedoen. Maar ons moet dit so ten volle wil doen. Dit moet ons hartsbedoeling wees. Ons kan nie moetswillig net wil gaan aangaan met verkeerd leef en dan verwag die goeie gevolge van God se seëning moet aanhou in ons lewens nie. En daarom moet ons onsself daagliks voor die spieël plaas en kyk of ons nie dalk met halfhartigheid leef nie. En natuurlik is dit so dat ons baie keer gaan sien dat ons skiet tekort. Maar dit is waar ons vanuit die Nuwe Testament dit dan anders te kan beleef. Danksy dit wat Jesus vir ons gedoen het, maar ook veral danksy die Heilige Gees wat nou vir ons gegee is wat in ons woon. Al streef ons daarna om perfek soos Jesus te leef, maar ons kry dit nooit reg hier op aarde nie. Is dit tog moontlik deur die krag van die Heilige Gees om ten spyte daarvan tog met die regte hartsbedoeling te leef, al maak ons soms foute. Foute waarvoor Jesus reeds betaal het. Maar let wel, ons gebruik dit nie as verskoning om aan te hou faal nie. Nee, ons bly altyd daarvoor streef, juis omdat ons die regte hartsbedoeling het. So wanneer ons vir God leef, vra hy dat ons nie ons hart moet deel tussen hom en iets of iemand anderste nie, maar dat ons juis alles vir hom sal gee.
en dit in die regte gesindheid sal doen. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook in hierdie spieël onsself kan raak sien. En Here, dit is partykeer dinge wat nie reg is of goed is nie. En ons besef dat ons partykeer eintlik met 'n halfhartige hart ons lewens probeer leef ook selfs teenoor U. Ons is partykeer net tevrede dat ons dalk vir U te gerusgestel het of gepaai het deur die dinge wat ons doen en dan wil ons nog verder vir onsself leef. En dit kan nie so wees nie. Here, U het U lewe, U alles vir ons gegee. En daarom vra U dit ook van ons. Help ons, Here, deur U Gees om so te verstaan en ook so te leef elke dag. En dit bid ons in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus se naam. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy vrede gee. Amen.